Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom sy woord. Ons kan amper nie glo dat dit alweer einde van die week is nie en op hierdie donderdagoggend groet ons u dan in sy naam en ons eer die Here vir nog 'n nuwe dag wat hy tot ons lewens toegevoeg het. En ag, ons gebed is dat die Here vir ons baie ryklik saam sal seën. Wat 'n klomp voorregte het ons net nie. As 'n mens net dink aan die heerlike koppie koffie wat 'n mens kan drink en die elektrisiteit wat 'n mens het en dat 'n mens die voorreg het om te kan sien en te kan hoor en te kan praat en bo alles dat ou die Bybel het om uit te lees en die voorreg van gebed om met God te praat, dan kan ons maar net sê soos die psalmdigter, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou soos jy weet, ons is tans besig met 'n kort reeksie wat handel oor gebed. Nou ons het al verskillende aspekte hanteer en ons het gister gekyk na die gedagte van hindernisse in ons gebedslewe. En ons het gekyk na die 5 gedagtes van 'n gespanne huweliksverhouding of 'n gespanne verhouding met ander kinders van die Here kan my gebedslewe verhinder. Ons het bietjie gekyk na sondes wat ons nie bely en laat staan nie, selfsugtige en eie sinnige motiewe. Ons het gekyk na twyfel wat ons gebede kan verhinder en dan ook die gedagte van misplaaste prioriteite. Nou vriende, ek gaan nou nie veel verder daaroor sê nie. Ek bid die Here dat hy vir u en my genade sal gee, dat ons hierdie dinge uit die weg sal ruim, sodat ons dit makliker sal vind om te bid, en met groter vrymoedigheid sal bid, sodat ons ook genade kan vind, en die voorreg kan smaak van wat dit is om te kan bid. Nou, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte van motiewe vir volhardende gebed. Daar is dinge wat ons moet motiveer om volhardend te bid. Nou vriende, as ons net dink aan wat in die korporatiewe wêreld aan die gang is, dan sien ons, daar is geweldig baie motiveringssprekers wat optree in die korporatiewe wêreld om die werkers te motiveer om die beste te doen. Dit lyk of daar so 'n swartgalligheid in Suid-Afrika en eintlik wêreldwyd heers. Dis asof mense nie meer die vreugde van elke dag sien en aanskou en besef en verstaan nie. Dis asof ons heeltyd hinker na iets anders, na iets meers, na iets beters, terwyl die Here vir ons sê, in hom het ons die volheid van die godheid wat in Christus liggaamlik woon. En ag vriende, die oomblik as die Here ons kom red, dan begin hy ook aan ons deur sy woord al hoe meer van hierdie volheid openbaar en ook die begeerte in ons hart wek om meer te word soos Jesus. En wat ons vir u reeds gesê het, is dat deur die woord en deur gebed word ons gevorm om meer gelykvormig te word na die beeld van die Here Jesus. U onthou nog wat Spurgeon gesê het? Toe hulle hom vra, wat is die belangrikste, om die Bybel te lees of om te bid? En toe vra hy die teenvraag, wat is belangriker, om in te asem of om uit te asem? Om hierdie gedagte by ons tuis te bring, is so noodsaaklik, want u sien, die woord en gebed is ewe belangrik. As ons net die een deegte hoor ag as die ander ene, is ons soos 'n voël wat een vlerk het. Ons sal nie kan vlieg nie. En wat is 'n voël voor gemaak? Is juis om te vlieg. En daarom eer ons die Here dat ons die woord het, maar ook dat ons kan bid. Nou kom ons kyk vanmôre na so 'n paar motiewe vir volhardende gebed. Nou vriende, daar is heelwat motiewe wat in die woord van die Here vir ons opgeteken word en vir ons aanmoedig om volhardend te bid. En die eerste ding wat ek wil noem is dat my eerste motivering in gebed moet wees om God se naam te heilig. Dis presies wat Lukas 11 vir ons dan leer. U sal onthou, ons het bietjie na Lukas 11 gekyk by ons eerste geleentheid toe ons praat oor gebed, waar die Here Jesus self dan ook gebid het en sy disippels vra vir hom, Here, leer ons bid. En die Here Jesus kom dan ook daar in Lukas 11 en hy leer vir hulle die Onse Vader gebed. En die gebed begin so, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. U sien, dis die eerste motivering vir volhardende en ek wil amper sê vir vervullende gebed, is dat ons die naam van die Here sal heilig in ons gebed. Wat beteken om die naam van die Here te heilig? Dit beteken eenvoudig om eer te bring aan God vir wie hy is. Hy is heilig, hy is sondeloos, hy is skepper, hy is die gewer van lewe. Hy is die een wat deur sy gees in ons harte werk. Hy laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Hy berei vir ons 'n plek voor om eendag saam met hom in sy heerlikheid te wees. En so kan ons aangaan en u kan nog baie meer byvoeg as wat ek nou bygevoeg het hier, of wat ek nou gesê het. Die gedagte is eenvoudig dat ons eerste motief vir volhardende gebed altyd moet begin by die God wie ons aanbid. En die vraag vanmôre is, ken jy God as jou Vader? Kan jy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word?
U sien, wanneer God ons Vader word deur Jesus Christus, ons redder, en die Gees woon in ons, is die eerste spontane reaksie, Abba Vader. Ek onthou toe ons 3 seuns gebore is, die eerste ding wat hulle doen is dat daai kind moet skree. As hy skree en hy gee so een brul, dan weet ons nee wat, hierdie leeu lewe, hierdie kind lewe. En dit maak ons opgewonde, en selfde met 'n kind van die Here. Die Gees bring 'n spontane uitroep uit my siel, wanneer ek ook sê, my Vader, en dan ook om sy naam te heilig. Ag vriende, hoe baie ontheilig die naam van die Here. Ons ontheilig sy naam deur sonde, ons ontheilig sy naam deur stil te bly om nie sy evangelie te verkondig nie. Ons ontheilig sy naam deur nalatssondes wanneer ons nie bid en die woord nie lees nie. En daarom pleit ek by u dat hierdie motivering vanmôre u sal aanvuur om volhardend te bid, omdat God se naam geheilig word deur my gebede. Het jy al daaraan gedink dat u stem tussen die serafs en engele se stemme gehoor word wanneer u bid, wanneer hulle toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, hoor God my stem, asof ek die enigste een op aarde is wat bid, en God hoor wat ek sê, en Christus tree vir my in as ewige hoëpriester, en die Heilige Gees leer my bid, en hoe kosbaar om te weet, dat gebed altyd begin by die wegspringplek van om God se naam te heilig. Die verdere gedagte wat ons gaan hanteer, wat motiveer my vir volhardende gebed? En dit is vriende om vry te wees van my sonde en skuldlas. Is dit nie ook pragtig wat ons lees hier in hierdie Onse Vader gebed nie? Daar staan in vers 4 van Lukas 11, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Is dit nie vir u besonder nie, dat ons ook die voorreg het om te kan bid, dat die Here ons sal vergewe van ons sonde? Ek wil vir u baie duidelik sê, daar's nie een kind van God wat nie sonde in sy lewe of in haar lewe het nie. Daar is 'n dwaling wat rondloop wat mense sê, ek is my van geen sonde bewus nie. Die Bybel sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As jy vanmôre sê, ek het nie 'n probleem met sonde nie, ek sukkel nie met sonde nie, daar's nooit iets wat my pla nie, is jy 'n leienaar. En kinders van God is nie leenaars nie, want die Here kom en deur sy Gees en deur sy woord, kom leer hy ons om die waarheid in liefde dan ook met ander mee te deel. Maar vriende, hoe kosbaar is hierdie gedagte nie net nie. As ons gesondig het, sê die Bybel, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy's 'n versoening vir ons sondes, en nie vir alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wat 'n kosbare gedagte, dat dit my ook kan motiveer om volhardend te bid. Hoe lank gaan u en ek sukkel met sonde? Lewenslang. Tot die dag dat ons doodgaan, sal u en ek sukkel met sonde. Daarom moet dit my motiveer om met God te praat oor my sondeprobleem. Want u sien, dit is net hy wat kan vergewe. Dis net hy wat deur sy Gees my kan bekragtig om sonde te oorwin. Dis net hy wat vrede in my hart kan bring, dat my skuld vergewe is, dat ek vry is, dat ek kan lewe met 'n vrymoedigheid en deur die krag van sy Gees meer as oorwinnaar kan wees. Kosbaar om te sien dat die Here ook vir ons hierdie waarheid leer. 'n Laaste motivering vir volhardende gebed waarby ons vanmôre gaan volstaan, is die begeerte om geestelik te groei en na volwassenheid voor te gaan. Hierdie selfde gebed van die Here Jesus kom leer vir ons daar in Lukas 11, waar die Here Jesus dan ook sy disippels leer bid. Hy sê nie net vergeef ons oortredinge of ons sondes nie, maar hy sê ook lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. U sien, wanneer groei ons geestelik? Wanneer ons vir die Here juis hierdie saak vra. Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose of die bose een, soos die oorspronklike taal sê. U sien, as ons geestelik wil groei, moet ons ook weet dat jou vyand kanaand ons sal aanval en hy sal versoekings oor ons pad bring en daar sal verskillende dinge na ons kant toe kom. Ons dink maar aan groot manne in die Bybel soos Job, en ons dink aan Petrus en ons dink aan Paulus. Dan moet ons dit nie vreemd ag as daar sekere dinge oor ons pad kom nie. Maar hoe gaan ons oorwinnend lewe? Wanneer ons bid, Here, lei my deur u woord en deur u Gees na volwassenheid. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Dit is so kosbaar as ons weer teruggaan na die immergroen Psalm 1. Dit is vir my so kosbaar as ek lees, daar staan vir ons, welgelik salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie. Sy behaas in die wet van die Here, hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome,
wat sy vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Vriende, dit is wanneer ons die woord lees, onthou u die eerste boodskapie, en wanneer ons God antwoord en sê, Here, ek het gehoor wat u sê deur u woord, dat ons dan ook geestelik groei. En dis my gebed dat ons hierdie motiverings vir volhardende gebed sal raak sien en sal toepas, en dan ook geestelik sterk in die Here kan word. Dat ons geestelik onwankelbaar sal wees, en dat ons sal sê, hierdie God van hemel en aarde is my God, en deur sy gees sal hy my bekragtig om meer as oorwinnaar te wees. Mag die Here u ryklik seën, mag hy u bekragtig, en mag hy self verheerlik word in u lewe. Mooi dagie verder, tada.